Goeiedag vriende, ons luister na Numeri 19, daarvoor lees ons Numeri 19 verse 1 tot 13 en ook vers 22. Eers verse 1 tot 13. Die Here het met Moses en Aaron gepraat en gesê, dit is 'n vaste wetlike voorskrif wat die Here beveel het. Sê vir die Israeliete, hulle moet 'n rooi koei sonder gebrek vir jou bring, een waaraan daar geen liggaamsgebrek is nie, en wat nog nie onder die juk was nie. Julle moet haar vir die priester Eleazar gee. Hy moet haar uit die kamp neem en sy moet voor hom geslag word. Die priester Eleazar moet van haar bloed met sy vinger neem en hy moet die bloed 7 keer in die rigting van die tent van ontmoeting se ingang sprinkel. Die koei moet voor sy oë verbrand word. Haar vel, haar vleis en haar bloed moet saam met haar pensmis verbrand word. Daarna moet die priester 'n stukkie sederhout, 'n marjolyntakkie en 'n karmosynrooi toukie neem en dit binne in die vuur gooi waarin die koei verbrand word. Die priester moet dan sy klere was en sy liggaam met water afspoel. Daarna mag hy in die kamp ingaan. Die priester is egter onrein tot die aand. Die een wat haar verbrand, moet sy klere met water was en sy liggaam met water afspoel. Hy is tot die aand onrein. 'n Man wat rein is, moet die as van die koei bymekaar maak en dit buitekant die kamp op 'n plek neersit. Dit moet vir die volksvergadering van die Israeliete in bewaring gehou word as reinigingswater. Dit is 'n reinigingsoffer. Die persoon wat die as van die koei bymekaar maak, moet sy klere was en hy sal tot die aand onrein wees. Dit is vir die Israeliete en vir die vreemdelinge wat tydelike verblyf tussen julle het, 'n vaste voorskrif wat altyd geld. Iemand wat aan 'n dooie raak, aan enige mens se lijk, is onrein 7 dae lank. So iemand moet homself op die 3de en op die 7de dag met die water reinig, dan is hy rein. Maar as hy homself nie op die 3de en op die 7de dag reinig nie, sal hy nie rein wees nie. Elkeen wat aan 'n dooie raak, die liggaam van 'n mens wat gesterf het, en homself nie reinig nie, verontreinig die tabernakel van die Here. Daardie persoon sal van Israel afgesny word, omdat die reinigingswater nie oor hom gesprinkel is nie, is hy onrein. Sy onreinheid is steeds op hom. En dan ook vers 22. Alles waaraan die onreine raak, is onrein, en die persoon wat aan hom raak, is onrein tot die aand. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Hoe gereeld kom ons in aanraking met 'n dooie? Jy was dalk by toe 'n geliefde gesterf het, maar vir die meeste van ons is dit 'n uitsondering. Waarom word hier dan 'n hele hoofstuk daaraan afgestaan om vir die Israeliete te vertel wat gebeur wanneer iemand aan 'n lijk raak? Onthou dat die Here vir die Israeliete gesê het dat nie een van die mense ouer as 20 wat uit Egipte getrek het in die land Kanaan sal ingaan nie. Gedurende die 40 jaar wat hulle in die woestyn was, het die hele geslag Israeliete gesterf. Soms is duisende van hulle binne 'n kort tydjie as gevolg van 'n plaag oorlede. Dood was dus 'n algemene gebeurtenis in die kamp. Dit het natuurlik higiëniese implikasies gehad. Die volk moes weet hoe om die dooies te hanteer sodat die kamp skoon kan bly. Maar dit het ook 'n teologiese betekenis. Die dood is die gevolg van sonde. Die dood is onrein en hierdie onreinheid is aansteeklik of besmetlik. Hulle moet van hierdie onreinheid gereinig word en daarvoor word die reinigingswater gebruik. Hierdie hele ritueel met die rooi koei en die reinigingswater se doel is om vir ons die evangelie te verkondig. Dit wys vooruit na die reinigingswerk van Jesus Christus. Kom ons kyk na 'n paar punte in hierdie gedeelte wat ons ook in Christus raak sien. Die rooi koei moes sonder gebrek wees. Jesus was sondeloos en dus sonder gebrek. Volgens 1 Petrus 1 vers 19 was hy die perfekte offerlam, maar hy was ook die perfekte offer vir ons reiniging. Die as van die koei is in bewaring gehou vir die reinigingswater. Met ander woorde, 'n offer wat in die verlede gebring is, het 'n reinigingseffek gehad
lank nadat die dier gesterf het. Jesus het gesterf, maar sy dood het steeds 'n reinigingseffek. Slegs 'n rein persoon kon die koei verbrand, die as bymekaar maak en die reinigingswater aanmaak. Die persoon wat die reinigingswater voorberei, moes dus rein wees. Jesus het geen sonde in hom nie, hy was dus altyd rein en daarom was hy die perfekte priester om ons te reinig. Daar word 'n hoë prys betaal vir die reiniging. Almal wat by die prosedure betrokke is, betaal deurdat hulle onrein word in die proses. Wanneer hulle onrein is, mag hulle nie in die tabernakel ingaan nie. Hulle is dus van God geskei totdat hulle weer rein is. Jesus was tydens sy kruisiging vir 'n ruk totaal en al van God geskei. God het hom verlaat. Jesus was van God verlate sodat God sy kinders nooit sal verlaat nie. Dit was 'n baie duur prys om te betaal vir ons reiniging. Hierdie koei is buite die laar verbrand. In Hebreërs 13 verse 11 tot 13 lees ons dat Jesus buite die stad gekruisig is en dat dit ook simbolies was. Tog sien ons ook in hierdie gedeelte dat Jesus anders is as dit wat in Numeri 19 beskryf word. Hy is anders want hy het alles waarna hierdie ritueel verwys volbring. Sy reinigingswerk was volmaak en finaal. Ons lees dat almal wat aan 'n dooie raak, onrein word. Ons lees ook dat iemand wat aan 'n melaatse of sieke raak, onrein word. En ons sien dat almal wat met die reinigingsproses te doen kry, onrein word. Maar Jesus het nooit onrein geword nie. Hy het rein gebly, selfs wanneer hy aan melaatses en dooies geraak het. Hy het self rein gebly toe die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, aan hom geraak het. Inteendeel, in plaas daarvan dat hy onrein geword het wanneer hy aan hulle raak, het hulle rein geword as gevolg van die aanraking. Selfs al het Christus ons sondes op hom geneem en al is hy so sondaar behandel, het die sonde hom nooit onrein gemaak nie. Hy het die sonde verwyder en ons rein gemaak. Die ander groot verskil is dat die reinigingsseremonie met die reinigingswater tydelik was. Enige iemand wat so gereinig is, sou weer na 'n ruk onrein word en moes dan die seremonie herhaal. Maar Christus het eenmaal na die aarde gekom. Hy het eenmaal die volmaakte lewe geleef. Hy is eenmaal van God verlaat en hy het eenmaal gesterf. Dit was genoeg. Die wat aan hom glo, is vir ewig van hulle sondes gereinig en sal nooit weer van God geskei word nie. Ons het dus permanente toegang tot ons hemelse Vader, daarom moet ons hom aanbid en verheerlik in alles wat ons doen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons van die sondes gereinig het, sodat ons rein kan wees. Dankie dat U vir ons skuld betaal het, sodat ons sondes vergewe kan word. Dankie dat U uit die dood opgestaan het, sodat ons 'n nuwe lewe kan hê. 'n Nuwe lewe wat nou reeds begin, maar wat eendag oorgaan in volmaaktheid. Ons doen voorbidding vir medegelowiges wat hartseer is en wat treur. Ons vra dat U hulle sal troos en dat hulle ook in die hartseer hoop sal hê. Ons bid vir ons hospitale en mediese personeel. Seën hulle in die werk wat hulle doen om mense wat siek is en wat in nood is te help. Ons vra dat U ook vir hulle wysheid sal gee in die besluite wat hulle moet neem. Ons bid al die dinge deur U groot genade alleen. Amen.